Goeiedag luisteraars, ek deel graag met jou oor die bloed van Jesus. Vader God, ons wil heilig, vlekloos en sonder gebrek wees soos u bruid, wat so wit soos sneeu is, as gevolg van die kosbare geskenk van u bloed. Heilige Gees, u is so welkom om vandag 'n diep werk in elkeen van ons te kom doen. Where deep cries out to deep. Heilige Gees, laat die lewende water in ons binneste geroer word vandag, sodat strome van lewende water in ons sal opspring. Wil u asseblief elke geestelike oog en oor open om duidelik u stem te hoor vandag. Here, u is altyd getrou. U hoor ons kreet as ons u aanroep. Heilige Gees, salf my mond om lewegewende woord te spreek, en dat dit sal gaan waartoe dit gestuur word. Ons eer u in aanbidding, ons prys u grote naam, in Jesus naam, amen. So vandag deel ek met jou oor die bloed van Jesus. Nou, hoe ver beskerm die bloed van Jesus iemand? As wedergeborene staan ek toegevou onder die bloed. Die bloed beskerm my teen aanslae van die duisternis. Christus se bloed het nie net gevloei vir ons sondes nie, maar is vir ons gegee as beskerming teen die duiwel. En ons moet die bloed gebruik vir beskerming. Kolossense 2:14 sê vir ons, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Die skuldbrief is aan die kruis vasgenaal. Die kruis waaraan Christus vasgenaal was, dit beteken, die bloed het nie net oor die skuldbrief geloop nie. Die skuldbrief is deurdrenk met bloed. Dis hoe die bloed ons beskerm. Die bloed het reeds die aanklagte teen ons in die skuldbrief uitgewas. Kom ons kyk na die verskillende wonde waar Jesus se bloed gevloei het en watter wonde dit van die mens genees. Ons kyk net eers na die aspekte van die kruisiging, dit is in Jesaja 53. Ons krankhede is op hom geneem. Ons smarte het hy gedra. Vir ons ongeregtighede is hy verbrysel. Vir ons oortredinge is hy deurboor. Die straf was op hom, sodat ons vrede kan hê. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So kom ons kyk na die 7 verskillende wonde van Jesus en wat dit vir ons beteken, wat dit vir ons doen. Die eerste wond van Jesus was die doringkroon op sy hoof. Dit is vir genesing, vir verkeerde gedagtes en vernedering, om jou vry te maak van die leuns wat die vyand in jou kop inslaan. Hy het dit reeds by die kruis vir ons gevat, sodat ons vry kan wees. Ons is na sy beeld geskape. Niemand het die reg om ons uit te lag vir wie ons is nie. Matteus 27:29 sê vir ons, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode. Kom ons kyk wat die tweede wond was. Jesus se baard was uitgepluk, om manlikheid te skend. So is ek genees van minderwaardigheid en nie goed genoeg wees nie. Hier word ek genees van performance om altyd perfek te wees. In hom is ek perfek geskape. Jesaja 50:6. Ek het my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. Ons kyk die derde wonde. Was die 39 katsoue op Jesus se rug vir fisiese en emosionele genesing. Dit was 39 maal 9 houe. Daardie instrument was die skorpio was hy genoem,
Dit was leerstange met glas en been in, en dit was 39 katsoue wat verteenwoordig die 39 siektes. Sy rug was oopgekloof vir emosionele siektes wat ons stikkend slaan. Met elke hou en elke druppel bloed het hy vir ons genesing gebring. Jesaja 50:6, ek het my rug gegee. Jesaja 52:14, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. Die 4de wonde, spykers in sy hande en voete, is vir genesing van onsself en om waardig te wees, om sy hande en voete waardig te wees. Hy is naak vasgespyker, verneder met ongelooflike pyn. Deur sy onwaardigheid word ons genees en waardig in die wêreld se oë om sy hande en voete op aarde te wees. Kolossense 2:14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Ons kyk die 6de wond, sweet van bloed, genesing van vrees en pyn. Sy are het letterlik gebars van drukking en pyn. Met elke druppel bloed op die grond kan ons legal ground kom terugvat wat Satan van ons gesteel het. Hier word ons genees van vrees en pyn. Hier kom ons vry van verslawing of bindings. Lukas 22:44, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Nou kom ons kyk, die laaste wond van Jesus was sy hart. Hier kry jy genesing van waar dit is, daaruit is die oorspronge van die lewe. Spreuke 4:23, om in jou purpose te kom, was daar 'n spies deur sy sywond, deur sy hart, en daar is die bruid van Jesus uitgehaal, sodat die hart gesond kan word, en jy in jou purpose kan kom, waarvoor hy jou aarde toegestuur het. Nou kom ons kyk, bloed en water het uitgekom, toe Jesus die wond in sy sy gekry het, in sy hart gekry het. Die hartsak, die epikardium het geskeur, soos by 'n geboorte, en bloed en water het daar uitgevloei. Johannes 19:31, 7-37, maar dit sê vir ons in vers 34, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Cleansing by blood and the water of the Holy Spirit. Jesus not only died for his bride, but he also gave birth to her at the cross. Op die kruis sê Jesus, Matteus 27:46, my God, waarom het u my verlaat? Eintlik begin dit by Psalm 22 vers 7, by die profesie van Jesus. Jesus roep dit aan die kruis. Gaan lees die hele Psalm 22. En die Psalm 22 vers 2, my God, waarom het u my verlaat? Dan sien ons daar ook in Psalm 22 oor die tola, the scarlet worm, of die crimson worm, soos hulle dit noem. Jesus het na homself verwys as 'n wurm. Jesus praat hier deur die natuur. Die tola kom voor in die Midde-Ooste in Israel, en dit lyk soos 'n boontjie. En as hierdie tola wurmpie gekras word, dan is hy 'n rooi kleur. Daardie rooi kleur, die daai was dan ook gebruik in die hoëpriester se kleed, en daardie rooi was ook vir die vel wat oor die tabernakel gegooi was. Nou kom ons verstaan wie Jesus is. Dink aan wat hy gesê het by die Pasga. Die wurmpie produce net een keer in sy lewe. Hy gaan in 'n boom, en hy weet, hy gaan nie weer afkom nie. Hy heg sy lyfie aan die boom, in harde rooi dop. So styf geheg, as jy hom afhaal, sal sy lyfie skeur. Hy word een met die boom. As hy verwyder word, is hy verbryseld.
Jesus was vir ons ook verbryseld. Ja, kom ons kyk, die tola lê dan sy eiers onder sy lyfie in 'n beskermde dop. As eiers uitkom, is die kleintjies beskermend onder die mamma. Sy voorsien vir hulle van kos. Kom ons kyk, wat het Jesus gesê? Neem, eet, dit is my liggaam. Hy het gesê, neem en drink, dit is my bloed. Die mamma gee geboorte in 3 dae. Na 'n paar dae, 3 dae, sterf die mamma. Die kinders leef en die mamma skei 'n rooi kleursel af om die kinders te beskerm. Die rooi kleursel beskerm hulle teen die vyand. Vir ons is dit die bloed van Jesus. Hulle is rooi dan vir die res van hulle lewe. Jesus het gesê, ek is 'n wurm. Jesus was not saying he was a despised worm, but that he will bleed as he is crushed for our sins. I am a scarlet worm. I will protect my kids. Weer kom ons by eet, dit is my liggaam, drink, dit is my bloed. Nadat die wurmpie sterf, word hy afgeskraap en daardie rooi kleursel daardie daai was te gebruik vir die garments van die hoëpriester en dit was 'n covering vir die tabernakel gewees. Dit was in 3 dae en die 4de dag het die tola wurmpie dan het die stert en die kop ingetrek in die vorm van 'n hart. Dan verloor sy haar skalet rooi en sy verander in wit waks, so wit so sneeu. Wat sê Jesus in Psalm 22:15? My hart het soos was geword. My heart is like wax. Jesaja 1:18. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Met ander woorde, die bloed van Jesus beskerm ons. Die rooi tou op die buitepos van die tempel, wanneer die hoëpriester versoening gedoen het vir die Israeliete se sondes, en die sonde van die volk was simbolies op die bok gelaai, en wanneer daardie bok dan die afgrond afgeval of opgevreet was deur diere, dan het daardie tou letterlik spierwit geword. Jy kom altyd onder die krag van die bloed. Sy bloed sal jou wit was. 'n harde hart sal sag word soos wol. Eet en drink van hom. Hy sal jou vrede gee. Kom ons kyk na God se DNA. Julle kan gaan lees Matteus 1:20 van Maria. God het sy eie DNA in Maria geplaas. Met ander woorde, in Jesus se bloed was die DNA van God. Wat het gebeur toe Jesus die Pesachete in vervulling laat gaan het met communion? So ontvang ons die rekord, Jesus se geregtigheid. Kolossense 2:6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Communion se krag is die opstanding. Weer, die liggaam, die stukkie brood en die bloedbeker, die druiwesap, neem ons oor tot die nuwe mens in Christus Jesus. I will abide in you. Johannes 6:56, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hebreërs 11:6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Geloof behaag God. Die jong Maria moes bely, laat met my gebeur wat God behaag, die bonatuurlike. Beproef jouself, sodat jy nie op 'n onwaardige wyse in oordeel oor jouself drink nie, terwyl jy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Ek moet weet waaroor sy bloed en sy liggaam gaan, en as ek dit nie in die waarheid neem nie, sal ek in die oordeel van die ou mens bly. Maar as ek dit in geloof doen en in geloof aanneem, dan neem ek die rekord van Jesus in my. Sy geregtigheid begin jou daar te verander, so dikwels soos jy dit in geloof doen.
sy geregtigheid, nie jou eie geregtigheid nie. 1 Korintiërs 11:24 This cup is the new covenant in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. Gedagtenis of remembrance kom van die Griekse woord rekord af. So jy kom tot in Jesus se rekord. Denke kom voor in die siel en in die siel is die bloed en jou DNA is in jou bloed. Met ander woorde, hier sien jy hoe jy jou ou rekord met syne kan vervang. Wetenskaplik is dit bewys dat woorde verander jou DNA en vir ons as gelowiges, woord verander jou DNA. So gebruik jy communion in wie hy is en wat sy liggaam, sy bloed vir jou gedoen het. Deur sy wonde word jy genees en deur sy bloed verander jou bloedlyn en kom jy in 'n nuwe orde. Sy bloed is wat die versoening bewerk in jou. Binne in sy bloed is sy natuur en dit word nie net sy DNA genoem nie, dit is ek is. Ek is, sy DNA het 'n kode, 'n struktuur en 'n orde, net soos jou DNA. Dit is sy koninkrykskode, sy wet, die orde van sy natuur, die orde van Melchisedek. Ons dra die slang se kode van trots en die orde van Baal, die sondige natuur. Dit is die wet van die sonde en die dood wat jy in jou DNA dra, en dit stuur syne aan jou siel om te sondig, en dit hou vloeke in plek in jou lewe. Dit is die rede hoekom jy versoening nodig het. Dit is hoekom jy Yeshua se bloed moet aanwend deur belydenis. Hy was geoffer as die paaslam, eens en vir altyd. Maar jy moet die bloed aan jou smeer, anders is dit van geen waarde vir jou nie. Apply sy bloed, wees nederig voor hom, met 'n berouvolle hart. Dit is deur sy bloed, wat jy in sy verbond bly, want dit is sy verbond, wat jou in die koninkryk, in sy koninkryk vestig. 1 Petrus 18-19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Nou kan jy jou broodjie en jou sap regkry. Communion se krag is die opstanding. Jy sterf aan die eie ek. Lê jou trots neer, sodat jy 'n opstandingslewe in sy koninkryk kan hê, waar jy dood is vir die sonde, maar lewend in 'n lewe in hom. Dood vir die dinge van die vlees, maar lewend in die gees. Bly in hom. Jy moet groei in die koninkryk van God, om te luister en om gehoorsaam te wees. Miskien is daar korrupsie in jou tong. Spreek lewe. Ondersoek jou hart. Wat kom uit jou hart? Miskien is korrupsie in jou gedagtes. Miskien is dit trots wat jou onbewustelik mislei. Bid vir sy lig van sy woord, om die oë van jou verstand te verlig, sodat jy nie dink jy is in die lig en in werklikheid is jy in die duisternis nie. Abba Vader, ons kom met U, met vrymoedigheid voor U troon van genade. Ons kom in belydenis. Here, ons bely trots, misleiding, patrone van veroordeling, kritiek, rasisme, waardeloosheid, vrees, woede, verwerping, selfregverdiging, bitterheid en wrokke. Skep in my 'n rein hart, Here, wat vrugbare grond is, waarin U woorde, begeerte en U waarheid kan wortel skiet, sodat ek 'n boom kan wees wat geplant is by waterstrome, wat vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, sodat wat ek ook al mag doen, die potensiaal sal hê om te floreer. Deur belydenis wil ek U bloed aanwend
op elke gebied van my lewe, sodat U redding, bevryding en genesing kan bring. Laat U wil in my lewe geskied en laat U koninkryk kom. Amen.